Dankie broer. Julle kan maar sit. Jammer om julle so lank te laat staan en sing, maar ek het pas 'n ou vriend ontmoet wat ek vir jare nie gesien het nie, net hier buite, broer Noel Jones. Ons het altyd saam gejag onder in Arkansas. Julle het my baie keer daaroor hoor praat, die kerel wat akkedis oë gehad het, wat eekorings kan skiet waar ek hulle nie eens kon sien nie, en so. Dit het net gebeur dat ek hom herken het, hy het 'n bietjie verander en hy is 'n oupa. Maar ek was beslis bly om hom te sien. Iemand het vir my gesê, een van my veldsekretaris, dat daar nog 'n vriend van my hier binne is vanaand, 'n ou vriend, broer Morrison, van onder by San Francisco. Ek wonder of broer Morrison sou staan of sy hand opsteek op iets waar ek kon. Broer Morris, seën jou. Ek is baie bly om jou weer te sien. God seën jou. O, Bybelleraar. Ek onthou, is daar die suster saam met u daar? Ja. Wel, ek is baie bly om julle te sien, die Here seën julle. Hy was van my eerste borge toe ek die eerste keer na die Weskus gekom het, baie jare gelede. O, dit het 'n tuiskoms-week geword. Sal dit nie? Wonderlik. Wel, ons is bly om ons broer en suster te hê, en broer Jones en suster Jones. Ek onthou van hulle jare gelede. Ek dink nie hy is al hier binne nie, hy is aan die agterkant besig om met party van hulle te praat. Ons het my gevra, ek was omtrent 8 dae nagte op die preekstoel, hy het gesê, Branham, hou jy nie daarvan om net 'n bietjie te jag nie? Ek het gesê, ek hou daarvan. Hy het gesê, wel, ek sal saam met jou gaan jag, en ek en broer Johnson. So hy het 'n 97 haalgeweer gehad, julle manne weet waarvan ek praat, die bestes wat ooit gemaak is, en toe het hy nog 'n ou geweer daar gehad wat hulle geleen het. Wat net 'n ou voorlaaier was, julle weet, die ou geweer. En elke keer wat jy 'n enkelloop so skiet, so dit oopskop, jy moes 'n stok saam met jou neem, die dop aan die agterkant uit te slaan, en broer Noel het vir my gesê, nou broer Branham, vat jy hierdie geweer? Ek het gesê, nee, ek kan nie enige dag klop met hierdie. Hy het gesê, ek sê jou, jy beter die geweer vat. So hulle die hand losgelaat, en hy het omtrent 15 eekorings teen die boom opgejaag, en hy het geblaf. Ons het begin hardop na waar hy was. Hy het gesê, nou as jy eekorings wil hê, hierdie is jou laaste geleentheid, jy beter hierdie geweer vat. Ek het gesê, gaan net verder. Wel, daardie kerel het omtrent 3 eekorings gekry terwyl hy beweeg. Ek het nog nooit in my lewe soveel skietery gesien, die eekorings wat oral val. Ek het 1 keer geskiet, die ou ding het my amper plat geslaan. Ek het probeer om die dop daar uit te slaan. Ons het broer Johnson 'n paar dae daarna geneem, dit was sy skoonpa, en ons moes loop oor die klein baai van morasse, amper so iets daar ver oor kan Arkansas. En hy het 1 paar steewels gehad. So Bruno was die grootste langmaar kerel, en hy het my opgetel en my op sy rug gesit, en hy het oor die moras gegaan. Hy het teruggekom, broer Johnson gekry, is 'n klein kort vet kereltjie daar uitgekom, en ek het begin terg. Hy het begin lag, en broer Johnson reg in die middel van die water laat val. O, goeiste. O, God seën broer Johnson. Hy het net vir my gesê dat hy baie siek is, so ek bid dat God almagtig broer Johnson sal help, dis sy skoonpa. O, ek sê julle, waar ek ook al rondgedwaal het, sommige van die mooiste ou harte klop onder daardie ou blou hemde onder in Arkansas. Het jy nie? Hoeveel aakies is hier? Laat ons julle aan sien. Wel, die hele Californië bestaan uit okkies en aartjies, wat hulle vir my sê so. Wel, dis baie goed, baie goeie mense in beide Oklahoma en Arkansas, om die waarheid te sê. Oral waar die Godse mense vind, is hulle goeie mense, presies reg, oral. Ek het 'n wonderlike diens gehad vanmôre, 'n goeie gemeenskap by die volle evangelie sakemanne se ontbyt. Ek het 'n bietjie laat daar gekom, maar het van die seëninge van die Here geniet. Here het afgekom en ons geseën, soos ek gepraat het oor God se voorsiende weg vir gemeenskap, en hoe dit God ons gesien het deur die bloed van sy seun, en ons rooi sondes wit was so sneeu. Nou môre aan, danksy wie dit ook al was, wat daardie diens verander het van middag na aand, want dit beslis. Ek het daarvoor gebid, nou ons wil nie probeer om dienste weg te neem van die kerke nie. Ons probeer om ons dienste soos hier in die middag te hou, sodat die mense die kerk kan bywoon en by hulle eie diens. Maar dit sou skroeiend warm gewees het vir môremiddag. So is ons baie bly dat die predikers hulle kerke vandag en sovoorts om na die diens te kom.
Julle besoekers, jy kry vir julle in die oggend een van hierdie mooi kerke hier in die vallei en woon dit by waar julle ook al 'n goeie kerk sien, die kerk van julle keuse. Die predikers reken ek dit sal reeds bekend gestel en soort en vertel waar hulle vandaan kom besoek van daardie kerk in die oggend en dan help hulle. Want hulle verdaag hulle dienste, baie van hulle môre aand om hierdie diens hier by te woon. God seën julle my broers, dis dapper, dis goeie samewerking, ek waardeer dit. Dis sulke dinge soos daardie wat na man se hart bring, wat hom weer wil laat terugkom op een of ander manier om gemeenskap te hê. Ek vertrou dat daar siele gered sal word, dat julle kerke sal vooruit gaan, en watter begeerte julle ook al in julle hart het, mag God dit vir julle gee, julle en julle gawe mense wat ons hierdie goeie samewerking gee gedurende hierdie warm aande van hierdie lewe. Môre middag beoog ons, ek het beloof dat almal wat na die diens kom, 'n gebedskaartjie sal kry. Ons het 'n paar aande van onderskeiding, ons probeer die kaartjies daarna kry, en dan kan almal wat bygewoon het wat 'n gebedskaartjie wil hê, een kry. En ek sou bid vir almal wat 'n gebedskaartjie gehad het, almal vir wie gebid wil word. Ek sou dit beslis doen. So ons gaan dit probeer doen vanaand en môre middag of môre aand. Die kaartjies sal uitgegee word omtrent 'n uur voor die diens. Ek sou sê as dit om 7:30 begin, om 6:30. Almal wat 'n gebedskaartjie wil hê, kom om 6:30 en kry dit. Die rede waarom ons dit doen, dis die beste vir hulle om so gou as hulle kan te kom om die kaartjie te kry, maar ons gee 'n bietjie rente daar want ons wil nie die ander dienste onderbreek nie. Veldsekretaris Broer Gout en Broer Mercy, en hulle het pas vir my aangekondig dat natuurlik môre sal te laat wees om bandopnames op boeke te kry. Ons het dit 'n gebruik gemaak om nooit op Sondag te verkoop nie vir al hierdie bandopnames en boeke en wat hulle ook al het. Nou daardie dinge behoort nie aan my nie. Hulle is nie myne nie. Ek kry glad nie enige geld nie. Ek kry 'n salaris van my kerk $100 per week. En so as ons net met die hoofweg na die hemel kon jaag soos daardie, sou ons nie iets doen nie. Soos daardie wrakwedrenne wat daar buite aangaan, maar ek glo nie hulle kan my uitdoop nie. Ek glo nie hulle kan nie, ons kan dit net doodskree. As die mure van Jericho geval het met geskree, wel, sou bietjie nou nie seer maak nie, sou dit. Miskien sou die boeie dan afval. So ons sien uit daarna dat môre aand 'n groot aand sal wees en nou soos hy gesê het, ek kry 'n salaris van my kerk $100 per week. En alle ander geld wat uit die veldtog toe kom, gaan in die stigting in en dan word dit op sy gesit, sodat dit nie vir my of niemand anders sal wees nie. Dit word gebruik vir buitelandse sendings. Wanneer ek genoeg geld bymekaar kry dat ek kan oorgaan, ek gaan preek vir die heidene, hulle wat nie eens weet wie Jesus is nie. En daarin het ons die grootste resultate gesien, ons grootste dienste. In Durban, Suid-Afrika het ek 30,000 kombers in boerlinge Jesus Christus as persoonlike verlosser sien ontvang. In een altaar oproep 30,000. Bombaine vir die Mohammedane en hulle, dit was moeilik om te sê, daar is geen manier om te tel nie. Daar is geskat in die stad wat die dienste bygewoon het, 500,000 mense. Ons kon hulle nêrens een sit nie, soveel dat ek moes weggaan, omdat ons glad nie genoeg plek kon kry om hulle te sit nie. Verwag om binnekort terug te gaan waar ons opgaan in New Delhi, waar die president vir ons die amfitheater gegee dat ons 1 miljoen mense daarin kan sit, 'n buitelug amfitheater, panorama van berge, ons verwag groot dinge daar. En daaroor kan aan daardie mense wat nie weet nie, klein swart seentjies wat so staan het, nog nooit 'n bad in hulle lewe gehad nie, weet nie wat 'n regter en linkerhand is nie, sou staan met hulle traantjies wat teen hulle wange afloop om een keer te hoor van 'n storie van 'n God wat hulle liefhet. Wanneer jy dit doen, my vriend, ek weet ons ondersteun ons kerke hier by die huis, dis presies reg. Maar hier waar ons groot kerk op elke hoek het, groot mooi torings en alles en daardie arme ouetjies, Jesus het vir hulle gesterf, net soos hy vir jou kind en vir my kind gesterf het. Hy is net so honger, hy raak net so honger soos ons kinders. En dis nie regverdig dat ons alles het nie, selfs in glans en daardie arme klein ouetjies het nog nooit een keer die evangelie gehoor nie. Ek dink dit is ons plig om dit te doen. En as julle dit nie kan doen nie, die offerandes wat julle ingee in die liefdesoffer aan my, ek wil hê julle moet weet dat ek weet nie. As ons koste nie gedek word nie, ek neem nie 'n liefdesoffer op nie. En as die uitgawes nie gedek word nie, moet ek laat weet
en die geld leen self om die uitgawes te dek. Ons verlaat nooit die stad met 'n penny skuld nie, dis my rekord. As dit ooit 'n punt bereik waar God nie my dienste borg, dit nie afbetaal nie, dan is dit tyd vir my om weer huis toe te kom, die pastoor van die tabernakel te wees. Ek het nog nooit in my lewe offerande opgeneem en ek het nog altyd op God staat gemaak. Ek sou nooit in my veld op mense laat smeek, bedel en verplig nie. As die mense God liefhet, arme mense sal hulle alles ondersteun wat hulle kan, en as hulle nie kan nie, dan sal ek moet. Ek sal dit op 'n ander manier leen van 'n vriend van my of iets, om dit af te betaal. En dan as hulle dit alles betaal het en dan gratis kry ek 'n liefdesoffer sien, ek dit nie eens nie, my sekretaris neem dit en kry dit gereed en dit word gebank en in die bank geplaas. Onder die naam van die Branham Tabernakel by New Albany, Indiana, en daar kan daardie geld nie vir niks anders gebruik word, behalwe vir die koninkryk van God nie, om buitelandse sendings te ondersteun soos ek oorgaan om te preek. En wanneer ek genoeg daar ingebou het om te gaan, dan vertrek ek ingaan. Nou, ek glo, dit laat net die mense dit weet wat dit is. Hierdie boeke wat ons het, hulle behoort aan broer Gordon Lindsay, hulle syne, hy skryf hulle. Ons koop hulle by hom teen 40% minder as waarvoor hy hulle weer verkoop. Hierdie seuns word betaal om daardie boeke te verkoop. Hulle word betaal om hulle te vervoer. Baie van hulle raak weg, baie van hulle word weggegee. Ons is altyd in 'n gat met die boeke. Die kerels verkoop die bandopnames vir die tabernakel. Nou, die bandopnames is 'n artikel met kopiereg. En hulle moet op die heel beste bande geplaas word. Soos die boeke, as dit nie reg is nie, stuur dit terug, kry jou geld terug sien. En dan word die bandopnames baie goedkoop verkoop. Die plate en enigiets wat hulle koop is nie myne nie, dit behoort aan ander, ons sit hulle net in die diens. En as ek nie gedink het, dit sou julle help op die saak help nie, sou ek beslis nie toelaat dat hulle verkoop word nie. En ek soek daardeur, kyk of daar enigiets verkeerd is met die pryse, vergelyk hulle met ander. En as daar enigiets is wat skynbaar te duur is, net daar sou ek dit net nou stop. Ja meneer, ek duld dit nie. Maar vanaand, as julle boeke wil hê of so voort, my lewensverander profeet, besoek Afrika, preke soos die arend haar nes opwek, vrees jy kanker, baie van die ander, Jesus Christus dieselfde gister, dag en tot in ewigheid. Ek was nie ongehoorsaam aan die hemelse visioen nie, baie van haar die boeke, as hulle wil hê, plate band op is, julle kan hulle kry op die punt van die gebou hier iewers. Waar is dit, Jean? Agter in die agterkant, daar is 'n boek toegewing, reken ek daar agter, dat julle hulle net vanaand kan kry, want môre sal ons hulle nie verkoop nie. Nou kan julle my goed hoor tot daar agter, ver agter aan die agterkant. O, dis goed. Ek laat die ingenieure hierdie net al die krag gee wat dit het, solank jy nie 'n weerklank veroorsaak nie. Nou het julle hom lief met julle hele hart. O, dis net goed, goeiste. Ek voel baie godsdienstig om mee te begin vanaand. Ons wil lees uit die boek van Numeri vir julle wat neerskryf. Toe het die kinders van Israel die hele vergadering in die woestyn sin gekom in die eerste maand, het die volk in Kades vertoef. En wag 'n bietjie, ek het my wag. In die eerste maand, en die volk het in Kades gebly, en Miriam het daar gesterf en is daar begrawe. En daar was geen water vir die vergadering nie, en hulle teen Moses en Aaron saamgekom. En die volk het met Moses getwis, hulle het gespreek en gesê, ag, het ons tog maar gesterwe toe ons broers voor die aangesig van die Here gesterwe het. En waarom het julle die vergadering van die Here in hierdie woestyn gebring, dat ons en ons vee daar sou sterwe? En waarom het julle ons laat trek uit Egipte om ons in hierdie slegte plek te bring? Dit is geen plek van graan of van vye of van wingerde of van granate nie. Ook is daar geen water om te drink nie. Daarop gaan Moses en Aaron van die vergadering af uit na die ingang van die tent van samekoms, en hulle het op hul aangesig geval. Toe verskyn die heerlikheid van die Here aan hulle. En die Here het met Moses gespreek en gesê, neem die staf en laat die vergadering bijeenkom, jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan voor hulle oë.
en dan sal hy sy water gee. And thou shalt bring forth them water out of the rock, so that So moet jy dan hulle water uit die rots laat vloei, en dat en die vergadering en hulle vee laat drink. may the Lord at his Mag die Here sy seëninge voeg of his by word. die lees van sy woord. And now I want to take for a text out of there an old scripture. En nou wil ek neem as 'n teks daaruit 'n ou skrif het in my gedagte opgekom toe ek broer Noel gesien het, van 'n boodskap waaroor ek baie jare gelede gepreek het. Kind of forgotten most of it. Het soort van die meeste daarvan vergeet, want as ek 'n konteks gebruik het, maar ek is seker die Heilige Gees sal dit aan my openbaar soos ek voortgaan. My onderwerp is vanaand: spreek tot die rots en dit sal sy waters gee. Sy waters gee. You know, it shall give forth his water. Julle sal oplet, dit sal sy water gee. Water. Dit sal sy water gee. It must have been a hot morning. Everybody was all confused and flusterated. Dis moes 'n warm oggend gewees het. Almal was verward en verboureerd, want heel nag lank het die beeste gebulk en die kinders gehuil en die mense getwis en gestry en baklei. Poor Moses. It was a dreadful time. Arme for Moses, him. dit was 'n verskriklike tyd vir hom. Julle sien, hy het afgekom na Egipte en het die kinders uitgebring volgens die belofte van God. And was leading them to the promised land. En was besig om hulle te lei na die beloofde land, 'n land wat vloei met melk en honing, met 'n belofte van God om hulle te beskerm And to supply en om alles te voorsien wat hulle nodig gehad het totdat hulle hierdie wonderlike land bereik het wat vloei met melk en honing. Moses, 'n godgeroepte diensknegt, verordeneerde profeet, vuurkolom oor hom, wat hom gevolg het, wat die woorde bevestig het, wat hy gespreek het deur tekens en wonders, op sy pad na die beloofde land met die kinders. 'n Baie definitiewe antitipe of tipe liewers van die reis vandag. Ons is op ons pad na die beloofde land. En ons word gelei deur die groot Heilige Gees, soos hulle gelei is in die natuurlike word ons gelei in die geestelike, na hierdie groot beloofde land wat God die belofte gemaak het en aan ons gegee het. God het beloof om in al hulle behoeftes te voorsien, maar hulle vleeslike verstand het hulle weggeneem uit die goddelike wil van God en het hulle 'n woestynroete gegee. Dis baie soos dit vandag is. Dis wat die probleem is met baie van ons kerke. Hulle het die vleeslike intellektuele roete geneem en is afgesny die voorrade van God se seëninge van genesing en krag. En die doop van die Heilige Gees en die woestynroete geneem. Daarom het ons stryery en risies en bakleiery en klagtes. Maar vir hulle wat nog steeds die weg volg, is dit onuitspreeklike vreugde en vol heerlikheid by God, met sy vuurkolom oor hulle met krag, met vreugde, met tekens en wonders. Hoe daardie ware wedergebore kerk aanbeweeg na die beloofde land, die belofte van ewige lewe, 'n land wat vloei met ewige lewe, waar daar geen siekte, dood, verdriet of niks meer is om te skaad nie. Nou maar toe vleeslike idees onder hulle begin kom het dit hulle uiteindelik van die hoofpad afgedryf tot in die woestyn. Hulle het hulle fatale fout gemaak toe hulle nie voortgegaan het nie. Hulle was op hulle reis nie baie myle nie, hulle kon dit binne 'n paar dae gemaak het. Met hierdie hele 2 miljoen mense buite in die woestyn, as hulle op die pad sou gebly het, maar toe hulle kom by 'n plek by die naam van Kades Barnea. Kades Barnea op 'n tyd is daar vir my gesê was 'n groot oordeelstroon. Dit sê 'n groot fontein of put daar, baie fonteintjies, 'n volmaakte tipe van die kerk. Die kerk is die oordeelstroon, waar die hemel die groot oordeelstroon van God is en die klein fonteintjies verteenwoordig die klein kerkies oral. En oordeel begin by die huis van God. Sien, hier is waar die oordeel begin. Dis hoekom ek nie sien waarom soveel kla dat ek te hard praat en probeer om mense te laat regryk en hulle sê hoe hulle lewe, hoe hulle aantrek. En vir my sê ek benadeel my bediening wanneer die oordeelsbank die huis van God is. Dis reg.
Hier is waar dit moet begin, net hier, waar geregtigheid en regverdigheid en oordeel van God moet van die preekstoel af uitgaan. Nou toe hulle daar gekom het hulle kamp opgeslaan. God was goed vir hulle, het hulle baie groot wonders en tekens gewys onder in Egipte. Op hulle reis het hy alles vir hulle voorberei. Maar steeds moes hulle kom na hierdie plek wat amper ten aanskoue was van die beloofde land. Net 'n rukkie nadat hulle vertrek het. En toe hulle by hierdie plek gekom het Moses se man het elke stam geneem en hulle oorgestuur na Kanaan om die land te verken. Ons is almal bekend met die storie hoe hulle gekom het by twee van hulle by Jericho en hoe die hoer die spioene versteek het en so voort en alles. Toe hulle in die land ingegaan het hulle dit ondersoek om te sien of hulle die belofte reg was. Toe hulle teruggekom het hulle trosse druiwe gebring wat twee manne geneem het om een tros druiwe te dra. Ek het dikwels gedink, as 'n land met 'n vloek daarop daardie soort druiwe sou kweek, wat sal dit wees wanneer die vloek weggeneem word? Wat 'n tros druiwe sal dit wees? O, goeieste. Ek kry net nou en dan 'n voorsmaakie daarvan. Ek het hier gepreek nie lank gelede nie. Ek het gedink van môre, ek kwyl baie. Julle weet reken ek wanneer ek preek, maar ek het van daardie druiwe geëet wat teruggebring is en dit het 'n soort van 'n bietjie kwyl, julle weet, soos 'n perd wat klawer vreet. So toe hulle terugkom het hulle hierdie groot tros druiwe gebring en hulle het almal vergader voor die gemeente van die Here en hulle het 'n verslag gegee. O, God het die waarheid vertel. Die land loop van melk en honing. Dis 'n goeie land, dis 'n land van graan. Dit sal enigiets laat groei. O, dis 'n wonderlike plek. Ons het baie water en riviere en besproeiings en alles om 'n groot nasie te maak. Maar o, die Amoriete en die Hetiete en al die ander is daar. Party van hulle is reuse en ons lyk soos klein springkantjies. En toe hulle dit begin sê het die krag die kinders van Israel verlaat. Hulle het begin huil en skree, hulle het Egipte verlaat en opgekom, al hierdie dinge en dit het plaasgevind. Maar daar was twee, die hele 12 van hulle, was daar twee wat vertroue gehad het. Res van hulle het gesê, ons kan dit nie doen nie, ons kan net nie verder gaan nie, dis onmoontlik vir ons om daardie soort mense te ontmoet. Maar Caleb en Joshua het gesê, ons is meer as in staat om dit in te neem. Hoekom was dit? Die ander, die een met die intellektuele deel het gekyk na hoe die reuse gelyk het, maar Caleb en Joshua het gekyk na die belofte wat God gegee het. Nou dit hang alles af van waarna jy kyk. Daar is mense wat hier sit vanaand wat 'n aand of 2 gelede in rolstoele was. Hulle is op, loop nou rond. Dit hang af van waarna jy kyk. As jy na jou siekte kyk, sal jy nooit verder gaan nie, maar as jy na die belofte van God kyk, jy het reg op elke verlossingsseëning wat God in sy woord beloof het, is joune. Reg. Die Christen kyk altyd na die onsigbare dinge. Elke verlossingsseëning van God is onsigbaar. Hier is die hele wapenrusting van die Christen. Liefde, vrede, geloof, lankmoedigheid, goedheid, sagaardheid, sagmoedigheid, geduld. Dis alles onsigbare kragte wat in die hart van 'n gelowige werk. Amen. Dis reg. Ons kyk na dinge wat ons nie sien nie. As ons die kinders van Abraham is, dan wandel ons nie volgens sig nie, ons wandel uit geloof. Want Abraham het uit geloof gewandel en daardie dinge wat nie was nie, genoem asof hulle was, omdat God so gesê het. Nou Joshua het geen manier gehad om te weet hy kon daardie stad inneem nie. Caleb het geen manier gehad om dit te weet nie. Maar hier is hoe hulle dit geglo het, omdat God gesê het, ek het vir julle hierdie land gegee. Ek het 'n engel wat voor jou sal uitgaan. Pas op dat jy hom nie verag nie, want my naam is aan hom. Hy sal nie jou sondes vergewe nie. Hy sal jou oor die kole haal. Hy sal jou vere laat regop staan. Hy sal dinge vir jou doen, maar onthou, volg hom. Hy sal jou lei na die beloofde land, maar moet hom nie verag nie, hom nie verwerp nie. Glo hom. Nou, en dan let ons op, en op die reis het Joshua uitgevind dat hy daardie groot God daar sien woon het in daardie vuurkolom, allerlei soorte wonderwerke gedoen.
Hy en Caleb het dit gesien en hulle het vertrou gehad dat God sy woord sou hou. Hou God op ver onder in Egipte, ek het vir julle die land gegee. Gaan nou en neem dit in besit. God het elke siek persoon hier binne goddelike genesing gegee, elkeen van julle. Jesus is ter wille van ons oortredinge deurboor, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dis joune, maar jy sal moet veg vir elke duim wat jy besit. Oral waar die sole van jou voete gaan, het God vir Joshua gesê, het ek vir jou gegee. Voetspore beteken besitting. Kom ons trek in vanaand. Amen. Kom ons gaan in. Voetspore is besitting. Laat ons elke duim grond neem wat God ons gegee het. As jy nie die doop van die Heilige Gees het nie, Petrus het sê, die belofte kom julle toe en julle kinders aan hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep. Voetspore is besitting. Laat ons dit gaan kry. Dis ons sin. Jesus Christus dieselfde gister, vandag tot in ewigheid. Laat ons dit in besit neem. Die werke wat ek doen, sal hulle ook. Laat ons dit in besit neem. Dis God se belofte. Moenie na die omstandighede kyk nie. Moenie kyk hoe moeilik dit is nie. Laat ons die land in besit neem. Ons sal 'n diens hê soos ons vanmôre 'n diens daar gehad het, die Heilige Gees wat in die plek val, die mense wat skree uitroep die Here prys. En toe het iemand gekom en gesê, bid vir my broer Branham. Ek het hande op hom gelê en vir hom gebid. Ek het gesê, nou gaan en glo. Nou hier's wat dit is. Dit is maklik om die krag van God te voel, om dit te sien wanneer jy glo. Maar wanneer dit by die konfrontasie kom, is jy dan in staat om die ding te besit wat jy sê jy het? Dis die ding, broers. Ons moet dit kry, ons moet dit neem. Dis ons sin, maar julle sal veg vir elke duim. Joshua het vir elke duim grond geveg van een kant van die land na die ander een, maar hy het 'n belofte gehad. God het gesê, ek het dit vir jou gegee. Amen. Of daar reëse is, of daar ateïste is, of daar ongelowiges is, of daar koue formele kerke is, wat 'n verskil maak dit? God gee die belofte, laat ons dit neem. Dis ons sin, dit behoort aan ons. Dis ons besitting. Laat ons dit gaan haal. Moenie bang wees nie, moenie agterbly sê, wel ek glo die dae van wonderwerke is verby. O, ek weet nie. Moet dit nie doen nie. Dit lyk nie soos 'n kind van Abraham nie. Maak nie saak hoe ver nie, die belofte het skynbaar gehou. Wel, dit het aangegaan vir 25 jaar, maar in plaas daarvan dat Abraham swakker word, het hy die heeltyd sterker geword. Want hy het geweet, dit sou die heeltyd 'n groter wonderwerk wees. En daar sal eenaan vir ons gebid word, die volgende oggend het ons nog steeds 'n slegte maag, sal ons sê, miskien het ek nooit my genesing gekry nie, ek moet weer deur die ry gaan. O, jy noem jouself 'n kind van Abraham, halleluja, as God 'n belofte gemaak het, God die belofte gegee het en jy glo dit, kyk nie om wat gebeur nie, dis joune. Beveg die duiwel op elke ons grond waarop hy staan, loop soontoe en neem dit in. Neem die swaard van die woord. God se beloftes is waar, niks kan hulle stop nie, hulle is God se beloftes. Hy het ons die beloftes daarvan gegee, net soos hy het vir die kinders van Israel. Die Pinksterkerk het by die Kadees Barnea gekom. Is ons in staat? Kan ons dit doen? Jesus Christus dieselfde gister, vandag tot in ewigheid. Kan ons so intoe loop en God se belofte beetkry en sê, dis die waarheid, ek maak daarop aanspraak, ek besit dit, dis myne, God het dit vir my gegee. Hoe kan jy dit doen? Ek weet nie, dis nie my besigheid nie. Soos ek een keer oor Elia gepreek het en 'n man vir my gesê het na die diens, hy het gesê, nou wag 'n bietjie prediker, ek glo dat jy 'n verstandiger man is as om werklik te glo dat daardie kraai vir Elia vis en brood gebring het. Ek het gesê, ek glo dit, elke woord daarvan, gesê die vis was gebraai en die brood was gaar. Hy het gesê, hoe kan jy waar? Sê my dan, my vriend, hy was die Jehovah getuie, hy het gesê, sê my dan, my vriend, waar het daardie kraai, daardie gebraaide vis en gebakte brood gekry? Ek het gesê, dis nie vir my om te bevraagteken nie, dit was nie vir Elia om te bevraagteken nie, die enige ding wat hy geweet het, toe hy honger geword het die kraai daar gesit en vir hom brood en vis gebring, en hy het dit geëet. Ek het gesê, dis dieselfde ding met die doop van die Heilige Gees. Kan jy nou sê waar dit vandaan kom, hoe dit daar kom nie, ek weet dit kom, ek geniet dit, dis al wat vir my saak maak. Ek kan jou nie sê hoe goddelike genesing werk nie, ek kan nie sê hoe 'n swart koei groen gras kan vreet en wit melk gee nie, maar ek drink dit in elk geval, ek probeer nie die formule daarvan vind nie. Ek weet nie wat die Heilige Gees laat val in 'n diens en mense in tale laat praat en profeteer, krepeles laat opspring uit die rolstoel en siekes laat gesond word nie. Ek kan julle dit nie sê nie, enigste ding wat ek weet, God het dit beloof en dis ons besitting.
Laat ons dit neem en daarmee aangaan. Hulle kan nie verduidelik hoe ver dit na die maan toe is of hoeveel molekules in 'n atoom is nie. Dis nie hulle besigheid nie, maar die enigste ding wat hulle weet, God het dit beloof, hulle het dit gekry en geniet dit. Amen. Dis waar hulle fout gemaak het toe hulle by die oordelstroon gekom en die bewys van 'n goeie land teruggebring het. Ek so bly dat daar mense jare gelede was wat deur al die formaliteite genader en opgegaan en die land in besit geneem en die bewys gekry en teruggekom het dat daar 'n land oorkant die rivier is. Amen. Ek is so bly daaroor. Nou, hulle het hulle fatale fout gemaak toe hulle teen Moses en teen God se diensknegt en teen God begin murmureer het en dit by hulle verbygegaan het. En nou elkeen van hulle wat gemurmureer het, het nooit oorgegaan in die land. Jesus het gesê toe hy op aarde was, julle vaders het manna geëet in die woestyn, maar hulle is almal dood. Reg, maar ek is die brood van die lewe wat kom van God uit die hemel, dat 'n mens daarvan kan eet en nie sterf nie. Hoe ek hou daarvan. Gaan oor uit die dood in die lewe, word 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Vleeslikheid het hulle geestelike voorraad afgesny. Vleeslikheid het al hulle vreugde afgesny, alles. En hulle het begin murmureer en stry. Hulle het hulle in die woestyn ingeneem. As daar enigiets is wat ek haat, is 'n woestyn. Dis waarom daar is niemand kwaadlik wat daar kan lewe nie. En alles waarteen jy in die woestyn kom, het dorings daaraan. Elke soort orange het dorings daaraan. Weet jy hoekom? Dis omdat daar geen water daar is nie. Nou as daar dieselfde plantjie gegroei het in my streek op bo in die land waarop daar reën val, sou daardie plantjie nie 'n doring wees nie. Daardie doringtjie sou oopvou en dit sou 'n mooi sagte blaar wees wanneer dit in 'n besproeide plek kom. Dis wat die probleem is met die kerke, die rede waarom dit twis en stry en baklei en sogenaamde Christene, omdat hulle by die land van seën verbygegaan het, by die fontein wat nooit opdroog nie, by die rots in die droë land, en hulle het droog en vleeslik geword. Hulle wil vashou en sê daar van wonderlik is 'n by, dis 'n klomp holy rollers, nie so iets soos daardie. Hoe laat hulle net een keer na die water toe kom, hulle vou net open word, sag en soet en vriendelik en nederig. Iets van plaas wanneer hy hom in die water sit, ek weet nie hoekom nie, maar dit gebeur so. O, vleeslikheid het hulle afgesny. Kyk, hier is wat hulle gedoen het. Hulle het die knoffelpotte van Egipte verlaat om engelekos te eet en het gekla. Kan julle daaraan dink? Ja, ons sien dit. Hulle het die modderige waters van Egipte verlaat om te drink uit daardie geestelike rots, steeds daaroor gekla. Hulle het die trotse geneeshere van Egipte verlaat, wat gespog het hoe groot hulle was, om by die groot geneesheer te wees wat daar nie was nie. Selfs hulle klere het nie verslete geraak nie, en daar was nie 'n swakkel onder hulle toe hulle uit die woestyn uitgekom het nie, en steeds gekla. En toe het hulle verlaat hulle het ook die mense verlaat wat gesê die dae van wonderwerke is verby, om by die mense te wees wat tekens het wat volg, die gelowiges. Nou is dit nie net dieselfde vandag nie. Jy het opgekom uit daardie ou kou formele goed uit die Heilige Gees gekry en God vul jou met goedheid en jy drink uit daardie fontein wat nooit opdroog nie en al die dinge daar, onuitspreeklike vreugde en vol heerlikheid, en begin dan kla. Net dieselfde ding. Voor jy hom kon kry, word jy weggelei buite in die woestyn. Dis hoe God dit doen, dis net so. God doen dit nie, die mense doen dit self, hulle eie vleeslike denke doen dit. Hulle het 10 magtige wonderwerke gedoen sien word onder in Egipte. Vlee, luise, vuur, doodsengel. Alles wat hulle in Egipte gesien het, al hierdie groot wonderwerke wat hulle God sien doen het, en was steeds vleeslike denkers. En toe het hulle die skelsee gesien wat in die pad van plig gelê het. Hulle het toe op die pad gemarcheer uitgekom, daar was 'n vuurkolom voor hulle en hulle het voortgemarcheer na die skelsee. En toe hulle daar gekom het, daar reg in die lyn van plig 'n hindernis gelê. En voor hy kom kry het vreeslike tref. En hulle het nie geweet wat om te doen nie. Dis hoe mense vandag maak wanneer vrees hulle tref, wanneer hulle reg op die pad van plig is. Luister broer, laat ek dit sê. As jy in die lig wandel, gemeenskap het met God, met sy mense,
en die Heilige Gees op jou is en jy kom 'n hindernis teë reg in die pad van plig, moenie stop nie, gaan net aan, God sal 'n weg daardeur maak. Dis een van die grootste ondervindings in my lewe, is om God te sien. Wanneer ek nie daaroor kan kom, daaronder deur kan kom, daar rondom kan kom, of op enige manier maak God 'n weg oop en ek gaan daardeur. Op een of ander manier is sy genade genoeg om ons daardeur te dra. Nou hulle daarby gekom en daar is skel sien oopgaan en hulle, wat 'n groot ding was dit. Hoe kon hulle murmureer? Hoe kan hulle kla nadat hulle daardie wonderwerke gesien het? Hoe kan ons vandag kla nadat ons gesien het wat ons gesien het? Groot herlewings, genesingsveldtogte, die Gees van die Here wat opkom, onderskeier. Die Bybel het gesê die woord van God en Jesus was die woord. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. God het homself vermeng, sy eie van sy vorm. God wat die aarde geskep het aarde geword en het in die aarde gewoon. God wat vlees geword het vlees geword, in vlees gewoon. Hoe dit behoort mense aan te trek. God kan uit die hemel gekom het met 'n volle engele saluut as hy wou. God kan afgekom het as 'n volgegroeide man. Engele aan weerskante, wat afkom in die gang van die hemel, die bassyne van die hemel blaas, hy kon dit gedoen het, hy kon as 'n volgegroeide man gekom het, maar hy het gekies om as 'n baba te kom, hy kon in 'n paleis gebore gewees het, hy kon in die hemel geskape gewees het as hy wou, maar hy het gekies om te kom, nie eers na 'n bed toe, om gebore te word, hy het na 'n krib toe gegaan, op 'n mishoop, en oor 'n mishoop het hy gekies om gebore te word. Dit behoort aantreklik te wees. Jy hoef wat huil soos 'n baba, jy hoef wat speel soos 'n seun, jy hoef wat werk soos 'n man. O, dis 'n groot verborgenheid. Dis 'n superteken vir die mense, almal wat tekens wil hê. Dis die grootste teken wat God ooit gemaak het. Toe God vlees geword en onder die mense gewoon het, 'n superteken. Dit sou sekerlik die mense aantrek, maar hulle raak vleeslik gaan weg. O ja, ek reken dis goed. O, dis meer as goed. Dis God se wil, maak dit, bewerk, homself maak, sy vorm vermeng, 'n tent maak en in sy tent woon. Opslaan onder ons en lewe soos ons. Amen. God, hier is dit. Maar dit trek nie die aandag nie. Die kerk raak vleeslik en omseil dit, gaan oor, kom weg van hierdie groot dinge. Nou, ons vind dat hulle al reeds hierdie wonderwerke gesien het. Kyk wat by hulle was. Hulle het 'n geslaande rots by hulle gehad. Hulle kon daaruit drink. Het hulle koper slang by hulle gehad vir genesing ooggoeiste. Hulle het 'n profeet by hulle gehad wat die woord van God gehad het. Bo die profeet was 'n vuurklomp wat die leiding gedoen het en nie een keer het dit hulle uitgeval nie. Glorie, o ek voel om te skree, kyk, dit het nie geval nie, God val nie, hy kan nie val nie, en God bly nie. Hy is steeds God, die geslaande rots, die koperslang, 'n profeet, 'n versoening, 'n offerande, alles wat genade vir hulle voorsien het, alreeds. En nadat God al hierdie dinge gedoen het, was hulle soos 'n klomp mense vandag wat vertroetel moes word. God wil nie babes hê nie, God wil mans en vroue hê. Ek hou van Buddy Robinson se getuienis. Hy het gesê, Here, gee my die ruggraat, die grootte van 'n gesaagde stomp, sit 'n klomp kennis in die gevelpunt van my siel. Laat ek teen die duiwel vet solank ek een tand oor het en dan met my tandvlies aan hom byt tot ek sterf. Dis wat ons nodig het. Moet nie 'n wensbeen nie, maar 'n ruggraat, 'n ware geesvervul daar, gevul met die Heilige Gees, geheilig deur die bloed van Jesus Christus, wat lewe in 'n lewe wandel in die weg van God. Sy gebooie onderhou, elke belofte eien as jou eie eiendom. Halleluja. O, ek weet ek tree mal op, maar as julle gevoel het soos ek, sou julle op dieselfde manier optree. Goed, want dit is goed. Iemand het gesê, man, jy het jou verstand verloor. Wel, miskien het ek, maar as ek het, los my net uit. Ek is gelukkiger op hierdie manier as wat ek op die ander manier was, so laat my net so bly. Ek het in die stad geloop, ek het een keer 'n man hoor sê dat 'n man in die straat afgekom het, hy het 'n bord voor op sy bors gehad soos hierdie, asof hy ergens geprotesteer het. Hy het gesê, ek is 'n dwaas vir Christus. En op sy rug, nadat hy verbygegaan het, omgekyk gesê, wie se dwaas is jy? So ek wonder nou net, ek sal liewer 'n dwaas wees vir Christus, om hom te ken, dit te weet, dat ek hom ken in die krag van sy opstanding, dat enig wanneer die dood my neem, daar die laaste groot kanaal, wat daar oor kan sit. My hart klop elke minuut, dit is op pad na daardie kanaal toe, maar wanneer ek daarby kom, wil ek nie kom soos 'n lafaard nie. Ek wil daar loop en myself toedraai in die kleed van sy geregtigheid.
En hierdie wete dat ek hom ken in die krag van sy opstanding, dat wanneer hy roep, sal ek uitkom onder die dooies, deur daardie dinge in die verlede agter te laat, sal ek streef na die doel van die hoë roeping. Hoorie, ja meneer, broer, ons het 'n oudtydse Pinkster eenvoudige sonde dodende herlewing nodig, om hierdie Kalifornië te tref, alle ander state en nasies, dwars deur die land weer die krag van God terugbring in die kerk. Ons het by die Kades gekom, maar oordeelstroon, al hierdie dinge, beklei nog steeds, klaar nog steeds. 4 klomp bo die profeet. Sy woorde was volmaak, geslaande rots, koperslang, wonderwerk en tekens, wat hulle daaruit gedoen het, toe nog steeds gekla. Net engele kos geëet, nog steeds by knoppel, wou teruggaan na die ou knoffelpotte, dit het gewys. Hulle was nie gereed om in Kanaan in te gaan nie, dis reg. Julle weet, iemand het een keer gesê, ek het gepreek, daar was 'n vrou wat gehuil het, en sy het net haar hande opgesteek en gehuil, God geprys. Die Heilige Gees was daar. Die vrou was vervul met die Heilige Gees. Hoe kan 'n magneet enigiets aantrek, tensy dit daarop gemagnetiseer is? Dis korrek. Daar was 'n man wat aan 'n ander kerk behoort het, 'n vriend van my wat buite gestaan het. Hy het gesê, Billy, ek het jou preek geniet, totdat daardie vrou opgestaan en begin huil het, gesê, hoe in die wêreld kon jy preek, en met haar wat so optree? Ek het gesê, dis die enigste tyd wat ek kan preek, wanneer ek sien dat die krag van God die kerk weggeraap het, die boodskap weggeraap het. Hy het gesê, dit het net rillings teen my rug laat afloop. Ek het gesê, as jy ooit gelukkig genoeg sou wees om in die hemel te kom, sou jy doodvries, want hulle huil en skree en prys God dag en nag, engele wat heen en weer vlieg, wat uitroep, heilig, 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 is die Here heilig. Nou laat ek jou net nou iets vertel, my broer, jy leef in die stilste wêreld waarin jy ooit sal lewe. Amen. As jy hel toe gaan, sal daar gehuil, geween, gekners van tande wees. As jy hemel toe gaan, sal daar halleluja's en lof van God wees, dag en nag, vir alle tye en alle ewigheid. Hierdie is die stilste plek waarin jy ooit gewoon het. Ja. O, God se kerk wil seën, hy het al daardie dinge gesien en steeds vleeslik gesind. Hoe vinnig het hulle al daardie wonderwerke begeet toe 'n nuwe ding gekom het. Toe 'n nuwe beproewing gekom het, het hulle alles vergeet wat hulle gesien het. Ons doen dit, ons het 'n diens, die krag van God sal val, groot tekens en wonders sal plaasvind. Dan kan Satan kom en iets op jou slaan. Jy vergeet dat dit die God van die hemel is, wat jou net laat uitroep het, jou die Here laat prys het. Jy vergeet die God van die hemel wat jou uitgebring het uit die soos 'n brandende hout. Jy vergeet die God van die hemel wat jou uit die putte gegrawe het, uit die rots waar jy gegrawe is. Maklik om hom te vergeet. Laat ek vir jou sê, my broer, wat ons vandag nodig het, is 'n man met 'n eyster gewete wat daar sal staan, en die krag van die Heilige Gees, maak nie saak wat kom of gaan nie. Hy wys steeds daardie vlag van oorwinning wat voortgaan na die beloofde land. Ons het vanaand daardie soort kerk nodig, daardie kerk onvervals geheilig deur die bloed van Jesus Christus, gesalf met die Heilige Gees, met tekens en wonders. Kreet van die koning in die kamp op hulle pad wat voortmarcheer. Ja, meneer. Dit alles ten spyte van al hierdie vleeslike goed wat hulle gedoen het, die hele woestynpad ver oor kan in die plek, soos die meeste kerke vanaand is, baie Pinksters daar. Wanneer die swaar laste kom en die mense begin uitroep, o, ons wens dat God ons liewer laat sterf het in Egipte. Wat het nou gebeur? God het vir Moses en Aaron ingeroep in die sy teenwoordigheid afgekom in die Shekinah heerlikheid en hulle geseën. God het vir die profeet gesê, gaan spreek tot die rots, amen, te midde van al hulle sondes. As God oordeel oor ons wou bring, is daar niemand van ons wat nie gekla het nie. Ons verdien om hel toe te gaan. Ons is nie ons genesing waardig nie. Ons is nie ons verlossing waardig nie. Maar te midde van dit alles het daar dieselfde God wat hulle sondes en al hulle twyfel vergewe het hy nog steeds gesê, spreek tot die rots en dit sal sy water gee. Amen. Dis reg, maak nie saak wat gebeur het nie, spreek nog steeds tot die rots. In hulle sondes, spreek nog steeds tot die rots. Reg in die dag wanneer die kerk almal so streng baklei, een wat sê ek's hierdie en die ander een ek's daardie en een is dit, dat en die ander moet niks te doen hê met hulle en daardie nie. Is God reg in die middel van dit alles, stuur nog steeds sy Heilige Gees, stuur nog steeds sy krag. Genees nog steeds die siekes, wys nog steeds die teken van die Messias wat onder die mense lewe, dieselfde gister vandag tot in ewigheid, te midde van ons vleeslike risies en dinge. Kyk na hulle, baie van hulle het gesê, wel nou, as dit alles wat jy kan doen,
Hier het ons gekamp buite in die woestyn. Ons het in elke fontein gegrawe. Ons het in elke oase gegrawe. En daar is geen water nie. En tog was die heel droogste plek in die hele woestyn daar, die ou rots wat daar bo op die heel gelê het, gaan spreek tot die rots. Hoe God dinge doen, dit verwar nie die vleeslike verstand. Hulle weet net nie wat om daaraan te doen nie. Nou, die droogste plek in die woestyn is die rots. Enige iemand weet dit. Wel is daar geen. As hulle nie enige water in die ou tydse fonteine kan vind nie, hoe gaan hulle dit dan in 'n rots vind? As hulle nie goddelike genesing kan vind in die groot kerk met hierdie naam, as daar enige goddelike genesing was, sou dit in hierdie groot kerk waarin ons behoort wees, of dit sou in hierdie groot kerk wees waarin ons behoort, die ou fontein. Hoe op aarde gaan jy nou een vind? Om bo op die berg te gaan en tot daardie rots te spreek wanneer daar geen water daarbo is om mee te begin nie. Maar die ding daarvan was, dit is nie hoe dit lyk nie. Dis God op sy woord neem spreek in elk geval. As die dokter jou weier gesê, daardie kanker gaan jou doodmaak, hoe sou dit enig vir 'n man wees om hande op jou te lê? Maak nie enige verskil hoe dit lyk, hoe dwaas dit lyk vir die wetenskap nie. God het gesê, hulle sal hande op die siekes lê en hulle sal gesond word. Maak nie saak hoe dit lyk nie. Jy bedoel in 'n dag soos hierdie, wanneer ons al die kultuur het en al die hierdie kultuur. Ek het altyd gedink aan kultuur. Ja, dit is 'n groot ding, hè. Wel, my opinie van kultuur is 'n man wat nie genoeg moed het om 'n haas dood te maak nie. Maar kan 'n maag vol daarvan eet nadat iemand anders dit doodgemaak het? Nou dis 'n ooggoeiste. Wat ons vandag nodig is nie kultuur nie. Wat ons vandag nodig het is die Heilige Gees om geloof in ons in te bring vir die woord van die lewende God. Dis presies reg. En hierdie groot dag van geleerdheid, die groot dag van wetenskap, wat beteken dit vir God? Wel, die wetenskap het een keer 'n huislike groot toring gebou, so die heel pad tot in die hemel strek. En God het net gesit en lag vir hulle onkunde. Die ding wat hy gedoen het, hy het 'n klein taalbeweging daar heen gestuur en die hele ding verwar. O, God kan net doen wat hy wil, kan hy nie. O, hy is God vir ewig sekerlik. Let op wat hier plaasgevind het. Nou toe ons vind dat God vir Aaron gesê het te midde van dit alles vir hom en Moses, gaan spreek tot die rots en dit sal sy water gee. Hoe dwaas daar die vleeslike verstand. Wel, as dit die beste is wat jy my kan gee, los dit net uit. Soos Elia, eendag toe hy gegaan het om te bid, hy en sy diensknegt opgestuur het om te kyk of daar enige teken van 'n wolk was. Hy het 7de keer gegaan. Toe hy teruggekom het, het hy gesê, o, ja, daar is 'n wolkie omtrent die grootte van 'n man se hand, daar oor kan in die weste. Hy het gesê, rol die reënvat nader, ek hoor die geluid van oorvloedige reën wat kom. Wat was dit? Wel die vleeslike verstand sou dit vinnig opgetel en gesê het, wel, as dit die beste is wat jy my kan gee, as dit alles wat jy kan doen. O broer, wat 'n groter teken daarvan het ons van die lewende God onder ons vanaand, hoe ons oorgegaan het in die dood en die lewe, die doop van die Heilige Gees op ons gekom het. Jesus genees ons, Jesus red ons, Jesus vul met die Heilige Gees, Jesus kom af en wys wonderwerke, onderskei die aard, doen die tekens, die vuurkolom, die fotos wat geneem is, dis nou hier, dieselfde Jesus wat gister was, is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Jesus het gesê, toe hy gevra is, gesê, jy's 'n man, nog nie 50 jaar oud nie, en jy sê, het Abraham gesien? Het gesê, voor Abraham was, is ek, en ek was daar die vuurkolom wat Moses deur die woestyn gelei het. Toe hy op aarde was, het hy gesê, ek het van God af gekom en ek kan na God, hoe 'n klein tydjie in die wêreld sal my nie meer sien nie, tog sal julle my sien, want ek is 'n persoonlike voorname. Ek sal met julle wees, selfs in julle tot aan die einde van die wêreld. Reg. En toe hy gesterf, begrawe, opgestaan het, omtrent 'n paar weke later, was Saul op sy pad af na Damaskus en 'n groot vuurkolom wat die kinders van Israel gelei het daar voor hom geval, sy oë verblind, uitgesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy sê, wie is u, Here? Hy het gesê, ek is Jesus en dit is moeilik vir jou om teen die prikkel te skop. Wat was dit? Hy het van God afgekom en vlees gewoon teruggekeer na God. Dieselfde vuurkolom daar, dieselfde Heilige Gees is met ons vanaand. Wat dieselfde werke doen, dieselfde tekens, alles dieselfde, bewys dat hy dieselfde is gister, vandag tot in ewigheid. Die vrou kan die soem van sy kleed aanraak. Hoe die man kan vertel oor wie hy is, wat hy gedoen het, hoe om daar uit te kom, alles deur die krag van die lewende God wat onder sy mense woon. Amen. Goed, toch spreek tot die rots. Kom ons kyk na 'n paar mense wat tot die rots gespreek het. Laat ons uitvind wat gebeur het. Die eerste man wat ooit met 'n rots gepraat het, was 'n man wat vasgevang is in een of ander teologie.
Hy het vir hom 'n stel veeblare gemaak, Adam. Hy het gedink dat sal net so goed werk soos enigiets. Maar toe hy van aangesig tot aangesig met God gekom het, het hy uitgevind, hy was naken. Wat het hy gedoen? Hy het tot die rots gespreek en die rots het 'n uitweg vir hom gemaak, die rots wat in Eden was. Daar was Noag, 'n ander man wat gepreek het, en mense het hom geïgnoreer en vir hom gelag. Eendag het hy tot die rots gespreek, en die rots het hom in die ark ingeneem en hom weggesteek in sy arms. En hom bo die storms laat uitren en die vervolgende wêreld verdrink. Ja, meneer, Noag. Daar was een keer 'n man met die naam van Daniel wat in die leeukuil was. Hy het afgegaan na Babylon. En hy het vir homself gesê dat hy nie homself gaan besoedel met die koning se vleis nie. Hy sou nie enigiets te doen hê met die wêreld nie, al moes hy onder daardie mense lewe, maar hy sou nie homself besoedel nie. Hy het hom voorgenem in sy hart, hy sou nie. En eendag het die koning hom in die leeukuil gegooi, omdat hy in die lyn van plig gewandel het. Maar hy het tot die rots gespreek en na die vuurkolom het afgekom en die leeu's heel nag lank van hom af weghou, omdat hy tot die rots gespreek het, voor hy na die kuil toe gegaan het. Daar was die Hebreërse kinders wat nie wou buig voor die beelde van koning Nebukadnezzar nie, en het hulle in 'n vuuroond gegooi en hulle het tot die rots gespreek, en die 4de man het daar in die vuuroond gestaan, die rots van die eeue. Halleluja! Dawid het gesê, as ek my bed in die jal maak, sal hy daar wees. As ek verke van die môre neem en wegblik. Tabagar sê hy het 'n huis gesit, sê het 'n klein segelingseentjie gehad, Ismael. Sy het uitgegaan en woestyn, geen plek om na toe te gaan nie. Die water het opgeraak, wat kon sy doen? Sy is groot gemaak in 'n huis wat die rots geken het, en wat het sy gedoen? Sy wou nie die babatjie sien sterf nie, so sy sê die klein geneem, hom onder 'n boom neergelê en 'n boogskoot ver weggegaan. En neergeval op haar knieë en sy het tot die rots gespreek en die rots het sy water voortgebring en daardie babatjie is gered. En tot vandag toe staan Behalleroy steeds daar, daardie fontein, daardie God wat my gesien het. Sy het tot die rots gespreek vir haar sterwende baba. Kan jy tot die rots spreek vanaand? Kan jy tot hom spreek? Weet jy enigiets van hom af? Joshua, hy het net geloop oor die Jordaan gekom nadat hy daardie groot besluit geneem het. Hy het die mense stilgemaak en sê, ons is in staat om dit in te neem. Word het sê, Joshua, dis die een wat alles daarvan weet, ek sal jou net die kinders van nou af laat lei. Hy het oorgekom sy eerste veldtog, hy het voor die muur van Jericho gekom, hy het om dit geloop gesê, nou hoe gaan ek daaroor kom, hoe gaan ek daar die mure bestyg? Hulle het al daardie rots en dinge wat daar bo lê, hulle bo en dinge gereed om te skiet. En hier is ons hier buite meesal ongewapen, net wat ons opgetel het van die buite in ons reis, en daar is ons. Hoe gaan ek dit doen? En naderhand het hy 'n man gesien staan met sy ontblote swaard. Hy het gesê, wie is u? Is u ons vyand? Is u een van ons? Hy het gesê, nee, ek is die leerowerste van die Here. En Joshua het tot die rots gespreek en 'n kreet het opgeklink en die muur het geval, wanneer hy tot die rots gespreek. Etlike 100 jare later daarna was daar 'n ou blinde bedelaar wat op daardie klippe gesit het, wat van haar die muur afgeval het, ook Kwiste. Die spreek tot die rots was klaar uit die kerk uit verduidelik. Daar was nie so iets nie. Maar hy het blind daar gesit en gedink aan haar pad, wanneer hy geweet het dat Elisa en Elia afgekom het na dieselfde pad, arm in arm, op pad na Jordaan. Net daar oorkant het Joshua met hierdie groot leerowerste van die Here gepraat. Hy het gesê, o, as ek in daardie dag geleef het, sou ek ook met hom gepraat het. En omtrent daardie tyd het die geraas begin aankom. Julle weet gewoonlik, waar God is daar baie gras. Ek weet nie hoekom dit is nie, maar daar's baie gras waar God ook al kom. Hier kom daar dieselfde leerowerste van die Here. Mense het probeer om hom te laat stil bly, maar hy het tot die rots gespreek en die rots het hom sy sig teruggegee. Hulle probeer om hom te laat stil bly, hulle probeer om hom stil te maak. Daar gesit en bewe sy ou klein kaal beentjies wat daar in daardie son lê en sy ou klein verrimpelde armpies en sy ou verslete jas, maar hy het daardie jas na een en die ander kant toe gegooi en gegaan, want hoekom? Hy was gereed om tot die rots te spreek en die rots het hom sy sig teruggegee. Halleluja! Dit is waarskuwing vir elke blinde man hier binne vanaand, of jy geestelik blind of fisies blind. Spreek tot die rots, hy is 'n siggewende rots, amen. Spreek tot die rots, ja meneer, die blinde man. Daar was een keer 'n vrou wat uitgegaan het na die put om 'n bietjie water te kry. Sy was in 'n slegte toestand, sy was 'n prostituut. Sy het 'n man daar oorkant teen die muur sien sit, en sy het nie geweet wie hy was nie. Naderhand het hy gesê, vrou, gee vir my water om te drink. Hy het met haar begin praat, totdat hy uitgevind het wat haar probleem was. Hy het gesê, gaan haal jou man. Sy het gesê, ek het nie een nie. Wel het hy gesê, dis waar, jy het 5 gehad, en die een waarmee jy nou saamleef, is nie jou man nie.
Sy het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons weet dat daar 'n rots kom eendag wat die Messias genoem word, en hy sal dit doen. Hy het gesê, ek is hy wat met jou praat. Ek kan haar sien daar die waterpot laat val, haar groot mooi oë blink in die stad in. Sy het gegaan en die wete dat sy tot die rots gespreek het, halleluja. En sy het water gevind wat sy nie by daardie put kom skep het nie. O, sy het tot die rots gespreek. Klein Martha, een keer was haar broer dood en is begrawe 4 dae buite in die graf alreeds verrot velwurms wat sy liggaam vreet. En sy het gehoor daar was iets in die stad dat Jesus gekom het. Sy het daar uitgegaan waar hy was, sy het voor hom neergeval en sy het gesê, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou, Here, wat u ook al vra, God sal dit vir u gee. Hy het gesê, jou broer sal weer opstaan. Hoekom sê het tot die rots gespreek, amen, en dit het dood voortgebring, het verderwing, die dood bestraf en lewe gebring. Waar 'n man wat 4 dae dood was op sy voete gestaan, weer gelewe het, omdat sy tot die rots gespreek. Die disippels was eendag buite op die see, daar was geen hoop meer nie, en wat het gebeur, hulle het iets gesien. Dit het gelyk soos 'n gees wat na hulle toe kom, en hulle uitgevind, dit was die rots. En hulle tot die rots gespreek, nie hoop het ingekom en hulle het weggegaan. Die hele ding is gespaar, omdat hulle tot die rots gespreek het. De Raaiens, die priestertjie, sy dogter was dood, daar was geen hoop meer nie, dadelik het hy aan iets gedink. Sy vrou het hom sien hardloop, sy hoed kry. Waarin gaan jy, Iris? Die dokter het huis verlaat, hy het haar dood verklaar, haar hart het gestop, sy het nie meer asemhaling nie, was siek vir 'n paar dae, nou is sy weg. Hy het gesê, waarin gaan jy nou? Wat het jy jou hoed? En het gedink, ek gaan uit om tot die rots te spreek, en die rots het weer lewe voortgebring in sy dogter, halleluja, dis ons God. As jy lewe nodig het, spreek tot die rots. As jy vrede nodig het, spreek tot die rots. As jy genesing nodig het, spreek tot die rots. As jy die Heilige Gees nodig het, spreek tot die rots. Wat jy ook al nodig het, spreek tot die rots, en hy sal sy waters voortbring. Glo jy dit? Wat die kerk vanaand nodig het, is om weer tot die rots te spreek, die rots van die eeuwige Christus Jesus, God se geslaande rots. Dis God se rots, dis die verlossing van God. Dis steeds ons opdrag vanaand, is wat ons ook al nodig het, spreek tot die rots en gebruik die naam van die rots, en God sal sy waters gee uit daardie rots. Sjoe! Glory! Ek voel asof ek 100 myl kan hardloop. Hoekom? O broer, ek weet daardie geslaande rots lê nou net hier. Moet dit nie meer slaan nie, praat net daarmee, spreek net tot die rots, en dit sal sy waters gee. Laat ons dan ons hoofde buig en met hom praat, wat julle ook al nodig het, spreek tot daardie rots en kyk of hy sy water sal gee. O God, wees genadig, ons weet dat U die rots is in 'n droë land, U is 'n skuilings in die tyd van die storm. Geen wonder Jesus het gesê, as hulle stil bly, sal hierdie klippe onmiddellik uitroep nie. Die rotse. Johannes het gesê, God is in staat om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te rig. God, hoe dank ons U dat ons met U kon praat. Ons is so dankbaar om te kan praat. Die bloed van Jesus Christus sit ons in hierdie toestand. Ek bid, Vader, dat U elke sonde van die mense hier binne vergewe. Neem ons almal saam vanaand, Vader. Vergewe ons sondes, genees ons siektes. Mag die Here God van die hemel sy krag en sy heerlikheid wys op hierdie mense. Terwyl ons hoofde gebuig het, wonder ek of daar een hier binne is wat hom nie ken nie en graag met hom wil praat vir as jou verlosser. Sal jy jou hand opsteek? Sê, Here God, wees my genadig en gee my die ewige lewe. Ek sal julle hande opsteek. God seën u, meneer. Sou daar nog een wees? God seën u, dame. Sou daar nog een wees? Iemand anders? God seën u daar agter, suster. 'n ander sê, ek wil graag tot die rots spreek, broer Branham. Ken jy hom? Ja, ek ken hom. Ek is bekend met hom. Hy is my vriend. Hy is my verlosser. Ek het met hom gepraat 31 jaar gelede. Hy vergewe al my sondes. Hy het al my siektes genees. Hy gee my vrede en bevrediging. Wil julle ek moet met hom praat vir julle dat julle hom ook wil ken? Iemand anders steek jou hand op, sê ek, broer Branham, wil hom graag ken. Steek net jou hand op, sê bid vir my, broer Branham, ek sal dit beslis doen. Die Here seën jou. Sou daar nog een wees voor ons afsluiting? God seën jou daar agter, meneer. Dis goed, dis ware oortuiging. God seën jou oor kan, meneer, aan my linkerkant. God seën jou die kereltjie daar agter, die seentjie. Make a preacher out of you. Somebody else said, like to speak to the rock.
God wees met jou seentjie, maak 'n prediker van jou. Iemand anders sê, ek wil graag spreek tot die rots. Goed, niemand anders nie, God sien nou daarachter, ek het jou hand net toegesien. Ek wag net vir 'n oomblik om te sien of daar iemand anders is. Dink nou daaraan, as jy in die woestyn weet jy nie waarheen om te gaan nie, het jy al die regte gebaande weg verlaat. Waarom nie spreek tot die rots nie? Hy sal sy water gee. Die geslaande rots was Moses se oordeelstaf. Die oordeelstaf van God het die rots geslaan en dit is skeurend daarin gaan. En uit daardie selfde rots het hulle eendag heuning gevind. O, goeieste. God se oordeel het Jesus Christus getref uit die rots van ons verlossing was. Daar's 'n skeurend sy heuning is in die rots, soos ons vanmôre gesê het. Hulle vind kos, jy vind skuiling in die tyd van storm, jy vind genesing vir jou liggaam. Jy vind God seën hierdie jong meisie wat hier sit. Vind wat jy ook al nodig het, dis in die rot. As jy hom nou net glo met jou hele hart, goed. Ek het weer jou aan daar agter gesien. Ek wag net om te sien wat die Heilige Gees sal sê. Goed. As jy kan glo. Goed, ons hemelse Vader, U sien alle hande, hulle wil met U praat. Ek bring hulle in U teenwoordigheid in, Here, mag hierdie die aand wees, God, môre mag te laat wees. Daar, ons mag, niemand van ons môre hier wees nie. Hoe weet ons dat die groot ding nie nou aangaan om die wêreld te begin opblaas nie? Hoe weet ons dat 'n mesiel nie iewers losgelaat sal word en die afvuur sal laat begin nie? Wanneer daardie tyd begin, sal die kerk op sy pad in die heerlikheid wees, o God, dit sal opgeneem word in oor die Jordaan van die dood, en sal in die heerlikheid ingaan. Laat U teenwoordigheid bekend wees aan hierdie mense vanaand, Vader, laat hulle weet dat hierdie een na wie hulle hande opgesteek het, steeds dieselfde Here God is. Hy verander nie, mense verander, tyd verander, maar God verander nie. Kom hier na toe en een van die predikers hier, die broers, partymal in hierdie geneesingdiende raak ek so swak, ek kan nie eens sien waar ek staan nie. En my seun of Leo of Jean of party van hulle sal kom, my in die sy tik en my uit nie. Dis omdat daar die visioene my net so swak maak, ek kan skaars hier staan sien. Dis waarom ek dink is beter en ek vertrou jou broer vir jou suster, julle wat julle hand opgesteek het, julle wat God nie ken nie, dis julle verlossing. God het my al reeds gered, maar ek kan net nie tevrede wees tensy julle gered is en ek wil hê julle moet ook gaan. Ek wil hê julle moet daar wees. Nou God doen nie dinge net. As ek vanaand kon staan en sê, ek sal jou sê wie president sal wees en jou net presies sê, en dit sou so wees. Wel, naderhand sou jy sê, broer Branham is 'n groot profeet. Sekerlik hy het presies gesê wie president sou wees. Maar weet julle wat sou dit help sien? Dit sou God glad nie verheerlik nie. Dit sou my verheerlik. Sien, so God doen nie daardie dinge soos dit nie. God doen dit nie. Hy doen net dinge tot sy eer. Hy laat die profeet in so 'n plek ingaan tot dit self die profeet partymal dink dis hy self. Soos Dawid in die 22ste Psalm uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Die enigste woorde wat Jesus by die kruis gesê het. Wat was dit? Die Gees van Christus in hom het hom gesalf gehad en hy het die woord van Christus gespreek. Kyk nou na Jesaja, hoe hy gepraat en gedink het dat dit hy was, die Messias was so in hom. Kyk na Dawid wat opgaan oor die berg, teruggekyk het oor Jerusalem, gehuil het as 'n verwerpte koning. Net 'n paar 100 jaar daarna die seun van Dawid as 'n verwerpte koning opgegaan en teruggekyk oor Jerusalem en geween, Jerusalem, hoe dikwels wou ek julle nie versamel soos 'n hend met 'n kykens nie, maar julle wou nie. Inderdaad, nou dis die Gees van God. Nou God gebruik sy profeet om hom te verheerlik. Glo julle dit? Nou in die ry hier vanaand, ek maak nie aanspraak om enige geneeser te wees nie. Ek's nie 'n geneeser nie, God is die geneeser. Alles wat God vir jou kan doen, het hy alreeds gedoen. Nou die volgende ding wat jy moet doen is om geloof te hê om te aanvaar wat hy gedoen het. Hy het jou die belofte gegee, hy wil hê jy moet ingaan. Nou hoeveel glo dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid? Dankie. Hoeveel weet dat hy die hoëpriester is, net nou wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede? Hoe sou jy weet jy het hom aangeraak, as jy hom aangeraak het? Wel hoe sou daardie hoëpriester optree, dieselfde as wat hy gister gedoen het? Is dit reg? Hy sou dieselfde wees as jy hom kan aanraak waar hy nou is. En die soort van sy kleed aanraak, dan as hy dieselfde is gister, vandag tot in ewigheid, sou hy reguit omdraai met sy gees en dieselfde ding doen wat hy gedoen het vir daardie vrou wat hom aangeraak
geraak het. Is dit reg? Hy het uitgekyk tot hy gevind het. Wie sê wat? Daar was groot skares mense wat hom aangeraak het, maar hy het oor die gehoor gekyk totdat hy gevind het wie sy was. Hy het gesê, jou geloof het jou gered. Jou bloedvloeiing is weg. Sien, hy het dit geweet. Nou wat het dit gedoen? Sy het die hoëpriester aangeraak. Jy kan dieselfde ding doen vanaand as hy dieselfde hoëpriester is. As dit dieselfde vuurkolom is as hierdie foto wat ons hier het. Ek het hulle partymaal wat hier lê. Maar die foto van die engel van die Here, as dit dieselfde engel van die Here is, sal hy dieselfde ding doen. As hy dieselfde is tot vandag tot in ewigheid, sal dit sy lewe voortbring. Sê, hoeveel voel die teenwoordigheid van God? Dit skeer my net stikkend hier op die platform. Dis reg vriende, ek glo ons hoef nie eens 'n gebedsryd te hê nie. Hoeveel glo dat God u net daar buite kan roep, wie hy ook al is en jou nou genees sonder gebedsryd? As jy sal glo met jou hele hart, sal God dit doen. Goed. Sal julle glo as hy dit sal doen? Sal julle hom glo om aanvaar? Goed. Hoeveel is seker binne steek julle hande op? Hoeveel wil God in julle lewe hê vir genesing? Steek julle hande op. Nou, hoeveel van julle is vreemdelinge vir my? Steek julle hande op. Dat ek niks van julle af weet nie, steek julle hande op. Goed. Nou bid julle. Julle moenie. Bid julle tot die hoëpriester en raak sy kleed aan, kyk wat gebeur. Hoe as hy dit sal doen? Ek weet nie hy sal dit doen nie. Ek vertrou dat hy dit sal doen. Ek glo die salwing daar dieselfde vuurkolom as hier vanaand. Ek glo dit. Ek glo dit met my hele hart. Hy het vir my gesê dat dit sou gebeur. Ek glo met my hele hart. Ek glo. Satan, jy kan net sowel weggaan want ek luister nie na enige van jou skyn nie. Ek glo Jesus Christus dieselfde gister vandag en tot in ewigheid. Sy Bybel het dit beloof, hy is dieselfde. Mense kan hom aanraak. Here God, laat dit vanaand bewys word. Laat die Heilige Gees dit bewys dat U dieselfde Here Jesus is, dat U aangeraak kan word. Skenk dit, Here, gebruik U nederige diensknegt, Here. Praat met die mense deur my. As U my stem kan gebruik, hier is ek, Here. As U hulle geloof kan gebruik, spreek, Here, dat dit ander kan bemoedig. Laat iemand U aanraak, Here, sodat hulle weet dat U dieselfde rots van die eeue is. U is dieselfde rots wat sy water sal gee, net sodra U daarmee praat. En dis nou die hoëpriester wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Skenk dit, Here, laat dit wees in Jesus naam. Glo net, gaan net eerbiediglik in en glo. Nou ek kan dit nie doen nie, dis julle geloof wat dit moet doen. Hê geloof nederig, moenie druk nie. Moenie druk nie, ontspan net sê, ja Here, ek glo U. Ek kom na U toe, Here, daardie man ken my nie, hoe sou hy my ken? Hy is 'n vreemdeling vir my. Nou ek weet, hy preek die waarheid, want hier is dit in die Bybel. Ek weet dis waar. Maar nou as U mense geëer het deur 'n gawe onder ons te stuur, dan Here, laat my die voordele daarvan kry of as ek dit nie nodig het nie. As jy nie genesing nodig het nie, sê Here, raak iemand hier binne aan wat bid, sê dit. As jy nie genesing nodig het nie, laat iemand anders. Daar was 'n paar hande wat opgegaan het wat genesing nodig gehad het. Ek weet nie wie hulle was nie, maar as jy dit nie nodig het nie, bid jy vir iemand anders wat dit wel nodig het. Sê ek ken iemand hier wat genesing nodig het, laat die Heilige Gees met daardie persoon praat, daardie persoon roep. Glo dit net so en kyk wat gebeur. Hoe is hierdie nie 'n wonderlike tyd nie? Hier is dit, maak nie saak wat ek sê nie. As God nie sy woord hou nie, is hy nie God nie. Nou daar's geen ander godsdiens wat dit kan laat staan nie. Our Jesus is not dead. He died, true, but he raised again. He's alive forevermore. Thanks be to the living God. Ons Jesus is nie dood nie, hy het gesterf, waar, maar hy het weer opgestaan. Hy lewe vir ewig. Dank sy die lewende God. Hier, dat julle mag weet, hier is 'n dametjie wat net hier sit, ken haar nie, haar nog nooit in my lewe gesien nie. Maar die vrou lê aan 'n breektoestand. Dis reg, is dit die dame? Jy het meer geloof gehad as wat ek gedink het jy het jy nie? As dit reg is, steek jou hand op, dame, ver op sodat die mense kan sien. Daar is dit. Wat het sy aangeraak? Ek sê nog 'n ding. Daardie vrou is nie van hier nie, sy is van 'n ander stad. Ukiah. As jy sal glo met jou hele hart, dis presies waar. Kan jy huis toe gaan en gesond gemaak word, want Jesus Christus maak jou gesond. Amen. Wat het sy aangeraak? Vra haar of sy my ooit geken het. Ek het geen manier om dit te weet nie. Maar wat is dit? Kyk daar. Kan julle nie daardie lig sien wat nog steeds oor daardie vrou net daar hang nie?
Kyk na daardie lig net daar. There's another lady goes over right back behind her there. Daar's 'n ander dame gaan reg agter haar daar, reg agter aan hierdie kant. Sy lê aan 'n vroueprobleem, mevrou Hoggie. Miss Haggy. Sal jy met jou hele hart glo dat God... That's right. Dis reg, dis wie hy is. Ek's 'n vreemdeling vir jou. Jy lê aan daardie siekte wat daar sit en bid. As dit reg is, steek jou hand op sodat die mense sal sien. There she is. What did she touch? She touched the Daar is sy, border wat of het his sy garment. aangeraak? Sy het die swamp van sy kleed aangeraak. Nie my kleed nie, sy is 30 tree van my af. Sy het die swamp van die hoëpriester se kleed aangeraak. Het jy hom lief? Hy geloof. Glo God. Somebody in this section believe. Iemand in hierdie deel glo. Here sits a man sitting here. Hier sit 'n man wat hier sit en na my kyk. Die man het 'n donker gees oor hom. Hy het epilepsie. Glo jy dat God jou sal genees, jou sal gesond maak? You suffer with them falling epilepsy. Jy lê aan daardie valle, epilepsie. Glo jy God sal jou genees en jou gesond maak? As jy glo, steek jou hand op, sê ek aanvaar dit. Gaan huis toe en mag die duiwel jou verlaat en jou nooit weer pla nie. In die naam van Jesus Christus. Here, I see another woman. Hier, ek sien 'n ander vrou. Sy sit hier reg agter. Sy lê aan 'n skildklierprobleem. Sy buig haar hoof, sy het gebid. Sy het gebid, Here Jesus, laat hom my roep. Sy het die swamp van sy kleed aangeraak. O God, moenie dat sy dit mis nie. Moet asseblief nie. Haar naam is mevrou Stryd. Goed, glo mevrou Stryd en gaan huis toe en word gesond. Glo jy met jou hele hart? Jy glo, staan op jou voete en getuig dat jy glo dat God jou sal gesond maak. Goed, as jy 'n vreemdeling vir my is, steek jou hand op. Goed, maar jy's nie 'n vreemdeling vir Christus nie. As dit nie dieselfde Here Jesus is nie, weet ek nie wat is nie. Amen. Do you believe with all your heart? If thou canst believe. Glo jy met jou hele hart? As jy kan glo. Ek sien 'n dame wat reg agter aan hierdie kant sit. Sy ly, sy word verdruk. Sy het 'n ineenstorting gehad. Dis 'n senuweetoestand, 'n verstandelike toestand. Hoe as die vrou dit net kon sien. God sê vir my wie sy is, sê asseblief. Haar naam is mevrou Adams. Mevrou Adams, glo met jou hele hart en Jesus Christus sal jou gesond maak. Glo jy dit met jou hele hart? Maar jou genesing, moenie bang wees nie. As jy bang is, sal jy altyd in daardie toestand wees. Dis 'n verstandelike verdrukking. Maar moenie twyfel nie, glo met jou hele hart. Sal jy dit doen? Staan dan op jou voete, mevrou Adams, staan op jou voete. Staan op net hier en word genees in die naam van Jesus Christus. Ek bestraf daardie duiwel wat jou pla om jou hiervan te probeer weerhou. Die duiwel lieg vir jou. Jy gaan reg wees. Gaan huis toe en word nou gesond. God seën jou. Amen. Halleluja. Daar's 'n man reg agter haar daar wat op die punt sit lê aan haar probleme. Meneer, glo jy dat? Het jy 'n gebedskaartjie, meneer? Goeie God sal jou genees. Jy het hartprobleme. Jy is net toe genees. Jesus Christus het jou gesond gemaak. Jy het die swamp van sy kleed aangeraak het. Hulle het vir jou gebid. Amen. Ek daag jou uit om dit te glo. Hier's 'n vrou wat reg onder aan hierdie kant sit. Sy lê aan aanbid. O God, sê my, laat my weet. Mevrou Hoedenpaul, staan op jou voete en aanvaar jou genesing en word gesond gemaak in die naam van Jesus Christus. Ek daag hierdie gehoor uit om tot die rots te spreek. Glo jy hom met hele hart? Hoeveel hier binne glo? Julle praat nou met hom. Goed, kan julle met hom praat? En dan julle hande op mekaar, lê julle hande op mekaar. Dis reg, vergeet net jouself, spreek tot die rots. Sit julle hande op mekaar, ek bid 'n woord van gebed. God genees julle. Hemelse Vader, ek bid U in Jesus naam, stuur die Heilige Gees af en mag hulle tot die rots spreek en die rots sy water gee van genesing en mag en krag, vreugde en liefde en vergifnis van sonde. Skenk dit, Here. Ek vertrou hulle toe aan U in die naam van Jesus Christus. Spreek tot die rots en die rots sal sy genesingskragte voortbring. Glo julle dat julle tot die rots spreek? Almal aanvaar nou julle genesing. Staan op julle voete. Staan op julle voete. Dis reg. Amen. Halleluja. Spreek tot die rots. Nou laat ons hande opsteek in die rots. Prys. Halleluja. Prys God. Ons dank Here Jesus vir die krag, U almag. U is dieselfde gister, vandag tot in ewigheid. Ons spreek tot die rots en die rots gee sy waters. Dieselfde Jesus gister, vandag en tot in ewigheid. Your words can never fail. These people are yours, Lord. They love you. They are praising you.
Lord, grant sinners to come U woorde kan nooit val nie. Hierdie mense is U se Here, hulle het U lief, hulle prys U. Here, laat sonders na die altaar van bekering toe kom. Skenk dit, Vader, in die naam van die Here Jesus. Hoeveel van julle aanvaar hom? Steek julle hande op en sê, ek glo hy is in ons midde. Steek julle hande op en prys hom, prys hom, prys hom. Hoe heerlik, hoe wonderlik. Daar's niks anders wat gedoen kan word nie. Ek weet niks anders om nou te doen nie. Hy het dit alreeds gedoen. Dit is nie nodig om 'n gebedsry te roep nie. Die rots is alreeds hier. Die rots spreek alreeds, halleluja, glo net die rots sal sy waters gee. Ek vertrou julle toe aan die rots van die eeu in die naam van Jesus Christus. God se seën.